Baie welkom by nog 'n Kikskerk, maats. Dankie dat jy saam kuier en saam luister. Ek hoop dit met jou goed gaan. Ek neem aan, julle is klaar met die eksamen. Dankie tog. Daar is net 2 weke, maar eintlik bietjie minder as 2 weke oor, dan is dit vakansie. En wat 'n lekker vooruitsig. En ek hoop dit het goed gegaan met jou met die eksamen, dat jy kon lekker leer, dat hierdie laaste stukkie jy nog jou alles sal gee, sodat die tweede kwartaal op 'n hoë noot kan begin. Maar kom ons sluit net eers die oë. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons lief is, dankie dat ons so kan saam wees, dankie dat ons die lewe met mekaar kan deel, dat U elke dag met ons is. Wil U gee dat ons sal beleef dat U vir ons goed is, en waar ons klaar is met die eksamen, dat ons vir 'n oomblik net so bietjie rustiger kan wees. Dankie daarvoor, Here. En dat ons kan uitsien dat die vakansie al om die draai is en ons hou vas daaraan dat U regtig vir ons lief is. En dankie dat ons so saam met U mag leef. Amen. Dit is 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam, maats. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die Gees waarmee ek veg is God se woord. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die Gees waarmee ek veg is God se woord. Die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die Gees waarmee ek veg is God se woord. Ons gaan nou uit die Bybel uitlees, en maats, wanneer ons uit die Bybel uitlees, moet ons besef dat hierdie Bybel 2000 jaar terug geskryf is, en van die Ou Testament nog meer as dit, en dat die eerste keer toe hierdie woorde neergeskryf is en mense dit gelees het mense nie soos ek en jy gelyk nie, hulle het in 'n ander wêreld geleef, hulle het op donkies gery, met hulle voete geloop, hulle het 'n ander taal as ek en jy gepraat, in die Ou Testament het hulle Hebreeus en Aramees gepraat, Nuwe Testament Grieks en Aramees, so dit was 'n ander wêreld, 'n totaal en al 'n ander wêreld, en daarom elke keer wanneer ons die Bybel lees, moet ons weet, daar dit baie lang tyd verloop, so ons kan dit nie net so lees en dink, maar dit is presies hoe ons vandag is nie, want daar het mos nou ontwikkeling plaasgevind, en daarom bid ons elke keer, voordat ons uit die Bybel uitlees, dat die Here ons sal help om te hoor, wat hy wil hê ons moet hoor, dat ons baie keer gaan luister ons eers presies hoe die storie geklink het in daai tyd, hoe die eerste lesers dit gehoor het en verstaan het, en dan sê ons maar, hoe hoor ons dit vandag, en wat wil die Here vandag vir ons sê, want dit klink anderste, en dit word anders te verstaan in ons wêreld vandag. So kom ons bid dat die Heilige Gees ons ore en ons oogies en ons harte sal oopmaak, sodat ons sal hoor wat God wil hê ons moet hoor. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ons gaan nou uit U woord uit lees. Dankie dat ons die Bybel het en dat ons daaruit kan lees. Dankie dat ons nog steeds hierdie inligting wat so lank terug geskryf is, kan gebruik en dat dit nog steeds waar is vandag. Maar Here, ons besef dat dit 'n baie ou boek is en dat die wêreld anders te gelyk het as wat dit in 2025 lyk. En daarom vra ons dat U deur die Gees ons ore en ons oë sal oopmaak, dat ons sal verstaan wat U wil hê ons moet verstaan en dat ons sal leef soos wat U wil hê ons moet leef. Ons bid dit in Jesus se naam.
Amen. Maats, het jy al ooit by die kas gekom en jy het gedink daar is nog 'n koekie of 'n lekkertjie oor en as jy daar kom, het iemand dit opgeëet. Jou boetie of jou sussie of 'n pappa of 'n mamma het dit opgeëet en in daardie koekieblik is niks oor nie. Jy steek jou handjie in om dit uit te haal en leeg. En daai teleurstelling, want jy was so opgewonde en jy het hierdie plan gehad, jy gaan nou 'n lekker koffietjie of 'n teetjie drink met hierdie koekie en nou is alles opgeëet. En daai teleurstelling van, ek is getriek. Iemand het die laaste koekie geëet. Nou maats, vanoggend gaan ons so 'n verhaal lees van iemand wat gekom het en gedink het hulle gaan iets kry en toe is dit net weg. Ons is in lydingstyd en in lydingstyd praat ons oor Jesus se kruisiging en vandag is ons dan by Lukas 24. Lukas 24, die verhaal van Jesus wat opgestaan het uit die dood. Lukas, weet julle, is een van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Die evangelies vertel van Jesus op aarde, hoe hy geleef het. Lukas, die ou wat 'n Griek was, wat nie 'n Jood was nie, en 'n dokter was. En vandag lees ons die verhaal wat Lukas vir ons neerskryf oor Jesus se opstanding. Jesus het opgestaan. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Maats, die vrouens gaan die Sondagoggend. Die Sondagoggend, wanneer die son opgekom het, is die nuwe dag. Die Saterdag, sal julle nou onthou, is die Sabbat. So hulle mag tot 6:00, van 6:00 Saterdag aand tot 6:00 Saterdagmôre oggend, mag hulle nie werk nie, mag hulle nie te ver loop nie, mag hulle nie 'n klomp goed doen nie, want dis die Sabbat. So dan moet jy rus, daar's reëls daar rondom. So daarom kom die vroue baie vroeg die oggend, toe die son opkom, kom hulle na Jesus toe om die liggaam van Jesus met kruie te behandel, sodat dit nie vrot word nie, want anders as in ons dag het hulle nie mense so diep onder die grond begrawe of veras nie. Hulle het mense met doeke toegedraai en dan het hulle 'n klomp kruie en olies en goed oor die liggaam gegooi en dan het hulle dit in so 'n grot tipe ding wat 'n klip voor gehad het gebêre. En dit vleis wat buitekant lê word vrot. So 'n liggaam word ook vrot. So hulle het gekom om hierdie liggaam te salf. En die oggend vroeg, toe hulle nou mag begin loop, toe kom die vrouens nou en hulle loop. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. So daar was 'n klip voor, dat mense nie kan ingaan nie, want wat mense ook gedoen het is, in die ou tyd, het hulle waardevolle goed saam met 'n liggaam begrawe, soos ringe, of iets wat dalk spesiaal was. En dan was daar stoute mense wat gegaan het, en hulle het gepraat van rowers, grafrowers, het hulle gegaan en dan hulle ingegaan by hierdie plekke, en daai ringe en goed gesteel, en dit dan nou gaan verkoop. So nou kom hulle, en hier is die klip weggerol, maar hierdie klippe was baie swaar gewees. Een mens kon dit nie sommer net wegrol nie, dit was te swaar gewees, het 'n ton of so geweg, 1000 kilogram. So een mens kan dit nie net wegrol en ingaan en gou die goed steel nie. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. So hier kom hulle nou in die graf in, en die vorige dag is Jesus daar neergelê. Onthou, hy was in die kruis gewees, hy het gesterwe, hulle het hom afgehaal, en hulle het hom daar in die graf neergesit. Nou kom die vrouens om die liggaam van Jesus te behandel, en ewe skielik is die klip weggerol, en hy is weg. En onthou nou, die klip is te swaar vir een mens om weg te rol. So Jesus kan nie die klip alleen wegrol nie, of waar is Jesus se liggaam? Hulle weet nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik, met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word, en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou, en van die graf af teruggegaan, al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna, en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk, en hulle die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering het hy oor wat gebeur het, is hy terug huis toe.
Maat, hier kom die vrouens en die graf is weg. Die liggaam is weg, die graf is oop. En hier sit 2 mans met blink klere aan. Onmiddellik besef ons, hierdie is engele. Onthou, engele is nie mense nie. Engele is aparte geskape wesens en hulle kan partymal lyk hulle soos mense en partymal is hulle blink, partymal so groot. Die eerste ding gewoonlik wat engele sê is, moenie skrik nie, moenie bang wees nie. So iets sê vir ons, die oomblik as hulle verskyn, is ons redelik versigtig. En wat is engele se hoofdoel? Hulle bring God se boodskap en hulle eer God. So dit is deel van die werkies wat hulle het. En hulle sê vir hierdie vrouens, onthou julle wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, hy sal na die 3de dag weer opstaan. En dan onthou julle, voor het Jesus op pad na Jerusalem toe, het hy vir hulle gesê, hierdie tempel sal afgebreek word en in 3 dae opgebou word. En hulle het gedink, hy praat van die fisiese tempel, die kerk, groot kerk ding wat daar in Jerusalem staan. En al die pad het hy gepraat van sy liggaam, die tempel wat afgebreek sal word en na 3 dae weer opgewek word. En dan onthou hierdie vrouens, maar Jesus het vir ons dit gesê, en ewe skielik besef hulle, maar dit wat hy gesê het, is die waarheid. En dan gaan die vrouens, en hulle gaan vertel vir die 11 mans, hoekom 11, want Judas is nie meer by nie, so die 11 disippels, een is nou reeds weg, en gaan sê vir hulle, dat Jesus opgestaan het, die engele het so gesê, en onmiddellik sê hulle, maar dis baie vreemd, en onthou nou net, lankal terugse mense, al was hulle anders as ons, het daar nie elke kort iemand uit die dood uit opgestaan nie, dit was vir hulle ook vreemd, hulle het ook geweet as iemand dood is hy dood, hy staan nie net sommer op uit die dood en loop rond nie, so ewe skielik klink dit vir hulle ook vreemd, so hierdie spul vroumense, waarmee is hulle nou besig? En dan gaan Petrus, as ons die Johannes evangelie lees, dan sien ons Petrus en Johannes gaan na die graf toe, en dit is nogal interessant, as mense in Johannes lees, dan sien ons hulle het reisies gehardloop, en Johannes het gewen, so daar is die eerste reisies in die Bybel opgeskryf, Johannes wen die reisies, maar ek dink dis omdat hy jonger was, hy was baie jonger as Petrus gewees, so hy kon dalk nog vinniger hardloop, en Petrus, Johannes stop, en Petrus gaan in, en dan sien hy maar Jesus is rarig nie, in die graf nie, en al wat hulle daar sien is die doeke, die man sien nie die engele nie, hulle sien nie die doeke wat daar lê, en alles lê daar, en die kopdoek is mooi netjies opgerol en weggebere. Nou maats, dit is 'n storie wat selfs vandag nog vir ons baie vreemd klink. Hoe kan iemand uit die dood uit opstaan? En het dit regtig gebeur? Nou in 1 Korintiërs 15 lees ons die volgende. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Paulus skryf hierso, Christus het vir ons sondes gesterf, dit weet ons, die kruisverhaal, volgens die skrifte. Hy is begrawe, dit weet ons, hy het daar in die graf neergelê, en op die 3de dag opgewek. Dit is die verhaal wat ons vanoggend gelees het, uit Lukas 24, toe hulle daar kom, hier is die lijk weg, en hier sit die 2 engele, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas, dit is aan Petrus verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste mense lewe nog. Nou maat, is belangrik dat jy sien, hy het aan 500 broers tegelyk verskyn. So as ons nou hierdie verhaal vertel, dan kan ons dalk sê, die vrouens was so bietjie, vrouens raak ons baie emosioneel, so dalk was die vrouens bietjie vreemd gewees. Dalk het die disippels gejok, want hulle wou net nie in die moeilikheid kom nie, of hulle wou graag glo dat Jesus opgestaan het, en daarom het hulle hierdie storie vertel. Maar Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs, in die gemeente in Korinte, dat Jesus aan 500 mense gelyk verskyn het. En party van hulle is al dood, sê hy, maar meeste lewe nog. Hoekom sê hy dit? Want hy sê vir hierdie mense, hoorie, so Jesus het uit die dood uit opgestaan. En as julle my nie glo nie, gaan vra die ouens wat hom gesien het. Gaan vra die ouens wat daar was, toe hy uit die dood uit opgestaan het, en aan wie hy verskyn het. Party van hulle is dood, met ander woorde, Paulus sê, as julle my nie glo nie, as julle dink ek is besig om stories te vertel, as julle dink ek is besig om te jok, gaan vra vir die ouens, daar is baie ander wat hom ook gesien het. En daarom glo ons dat dit die waarheid is. Nou maats, dis die verhaal wat daar gebeur het. Wat leer ons vandag in hierdie verhaal? Dat hierdie vrouens kom en hulle dink in hierdie graf gaan daar iets wees. Dis amper soos hulle wil hulle hand in die koekie blik steek, maar daar's niks nie.
Hulle wil hierdie laaste eerbewys gaan doen aan Jesus vir wie hulle baie lief is. En dan is hy nie daar nie. En aanvanklik is hulle so geskok en hulle harte is so seer, want dalk het iemand Jesus se liggaam gesteel. Maar dan is daar iets baie beter. Jesus se liggaam is nie gesteel nie. Jesus lewe, hy het opgestaan. En daar is 'n klomp verhale van ons vind wat ons sien wat na die tyd gebeur het. Jesus verskyn aan hulle, hy roep vir Thomas om sy hand in sy wonde te kom steek, hy loop saam met die Emmausgangers. Daar is 'n klomp verhale wat vertel van Jesus toe hy opgestaan het. En ewe skielik besef hulle, maar hierdie is baie beter, want as Jesus uit die dood uit opgestaan het, beteken dit ook dat ek en jy uit die dood uit sal opstaan. En dit is die belangrike hiervan, is dat ons vandag leer, maar ons gaan dood, almal van ons gaan dood. Almal van ons gaan doodgaan. Dis die een ding waarvan jy kan seker wees, is dat ons gaan doodgaan. Die ander ding waarvan jy kan 100% seker wees, is dat jy die dood uit sal wakker word, en dat jy by God sal wees, want Jesus het uit die dood uit opgestaan. Maat, kom ons hoor in hierdie verhaal. Vrouens was in die antieke wêreld nie mense wie se verhale ons sommer geglo het nie. Vrouens was nie belangrik nie. Vrouens en kinders het by die huis gebly en hulle het nie deelgeneem aan die gesprekke nie. Hulle het byvoorbeeld nie dominees geword nie. En as die vrouens die eerste keer vertel dat Jesus opgestaan het, is dit 'n baie vreemde manier wat God kies om hierdie boodskap te versprei. Dat dit juis vrouens is wat die eerste keer sê, Jesus lewe, hy het opgestaan. So dalk voel jy is nie belangrik nie. Dalk voel jy, maar jou woord dra nie so baie gesag nie, want jy is nie belangrik nie, jy het nie die beste plek nie, jy kom nie uit die beste huis uit nie, jy is nie een van die in-crowd of die groepie by die skool nie. Hierdie verhaal sê vir ons, dit maak nie saak nie, God kan enige iemand gebruik om hierdie verhaal te vertel. Wanneer ons vertel van Jesus, is ons belangrik en is ons genoeg en kan God ons gebruik. Ons sien dat die mans, Jesus se disippels, wat naby Jesus geleef het, kerkmense, sy leiers, twyfel, waar is Jesus? Hy het gesê, maar ons weet dan maar nie, en dan gaan kyk hulle. So selfs wanneer ons twyfel, want almal van ons twyfel, dominees twyfel ook partymal. So partymal gaan jy in hierdie goed wat ons lees in die Bybel, in die stories en die verhale, gaan jy partymal dink, is dit die waarheid? Kan ek dit glo? Ek sukkel om hierdie goed te verstaan. God kan jou nog steeds gebruik, want na die tyd, as die disippels dit glo, dan stuur hy hulle die wêreld in, en ek en jy is getuies daarvan, dat Petrus en Johannes en Bartimeus en Nathaniel, dat hulle die storie gaan vertel het, hierdie 11 disippels, en dat ons vandag nog steeds hierdie storie het. So, selfs mense wat twyfel, God kan deur hulle werk. So al sukkel jy partymal met hierdie stories van die Bybel, God kan jou nog steeds gebruik. En dan die een ding waarna ek wil hê jy vandag moet vashou. Partymal gebeur daar iets in die lewe en jy dink dis die ergste ding wat kon gebeur het. Daar kan nie iets erger met jou gebeur nie. Jy het 'n vakke gedryf by die skool. Dit was 'n slegte eksamen. Mamma en pappa skei. Dit voel vir jou of jy nooit weer gaan heel word nie. Iemand vir wie jy baie lief is, 'n oupa of 'n ouma of 'n tannie of iemand gaan dood en jy dink, ek weet nie, ek sien nie kans vir môre nie. Of wat ook al wat sleg is in jou lewe gebeur. Dalk is dit vir jou so belangrik dat 'n maatjie trek weg of 'n maatjie sê hulle wil nie meer met jou speel nie. En jy dink, hierdie is die einde. Soos die vrouens wat by die graf aankom en opgewonde is, want hulle gaan 'n laaste goeie ding vir Jesus doen. En dan is Jesus weg. En dan leer hulle, maar daar is nog iets beter. Wat ek vandag vir jou sê, in God se wêreld, as jy in God se hand leef, is dit wat partymal vir jou die heel slegste voel. Partymal is dit die ding wat vir jou die goeie bring, wat vir jou iets nuuts leer. Selfs die dood is nie die ergste ding wat ons met ons kan gebeur nie. Want ons staan op by die dood en dan lewe ons vir ewig by Jesus, sonder pyn, sonder swaar kry, sonder moeilikheid, sonder goed wat ons pla. So vir ons wat aan die kant van die lewe bly, is dit sleg as iemand doodgaan natuurlik, want daai gaatjie is mos nou vir altyd leeg. Maar vir die persoon wat doodgaan, is dit beter want hulle is vir altyd by Jesus. Daarom maats, in die slegste tye moet ons weet dat Jesus gesê het,
my woorde is waar, my beloftes is waar, ek bly vir jou lief, ek wil die beste vir jou gee, en ek sal jou nooit, ooit alleen los nie. Maar wat gebeur met die disippels? As Jesus op die oomblik opgaan hemel toe, dan kry ons die Heilige Gees wat vir altyd in ons is. En daaraan hou ons vas. En weet jy wat? Jy het ook die Heilige Gees. En hy is ook elke dag, elke oomblik van die dag met jou. Mag jy weet dat jou getuienis die moeite werd is, al dink jy nie so nie. Dat jy deur twyfel, dat God jou nog steeds kan gebruik. En dat in die slegste tye die beste goed kan gebeur. Want God gee altyd meer as wat hy wegvat. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons weet dat U uit die dood uit opgestaan het. En dis die grootste troos, want die heel ergste ding wat met ons kan gebeur is die dood. En selfs die dood is vir U nie erg nie, want U het uit die dood uit opgestaan. U het mense uit die dood uit opgewek, en daarom weet ons dat ons ook sal opstaan, en dat mense wat alreeds dood is, by U is, en dis waar ons vashou. Dankie Here dat U ons gebruik om ook hierdie storie vir mekaar en vir ander te vertel. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied uit ons harte uit en ons sê vir die Here dankie dat hy vir ons so lief is. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Maats, mag jy weet dat God vir jou baie lief is. Mag jy weet dat sy genade vir jou genoeg is en dat hy elke dag met jou is, tot die volëinding van die wêreld. Amen.